Minimum temperature begin daal, maar swaar ryp word nog nie verwag tot ten minste die middel van April nie. Welkom by hierdie week se AMT weervooruitskatting moontlik gemaak deur Komdi Grain Trading. Hierdie week gaan kyk Johan na 'n droë winter wat moontlik vir ons voorlê vir die grootste gedeelte van die land, maar kan ons nog verdere reën gelukkig oor die westelike en suidelike binneland tot ongeveer 22 Maart verwag. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Ons is baie bly oor die reën wat oor die Noord-Kaap, dele van die Oos-Kaap voorgekom het. Eintlik van die beste neerslae in die afgelope 2-3 jaar. So ons is baie bly vir al hierdie tyd van die jaar, omdat dit nie meer so warm is nie, darm 'n bietjie koeler, en ons hoop vir opvolgreën, kan dit sorg vir baie goeie weidingstoestande en behoort daar redelik veldherstel plaas te vind, mits goeie bestuur toegepas gaan word. Kyk ons 'n bietjie wat in die Indiese Oseaan gebeur, sien ons dat in die Mosambiek-kanaal oor Madagaskar en selfs oor Mosambiek is daar nog tropiese storms wat redelik swaar reën veroorsaak, maar dit is besig om suidooswaarts weg te beweeg. Kyk ons oos van Madagaskar, sien ons dat daar ook nog 'n tropiese storm teenwoordig is, maar dit behoort nie 'n invloed te hê op die weerspatrone in Suidelike Afrika nie. Kyk ons na die reënvalverwagting vir die volgende tyd. Hier rondom 14 Maart sien ons dat daar vog oor Angola, Namibië en hier oor die Noord-Kaap en die sentrale gedeeltes gaan afkom. So 'n redelike kans vir reën. Ons sien dat die tropiese storm nou oor Madagaskar begin beweeg, besig om weg te beweeg. Ons het nie meer die baie reën in die Mosambiek-kanaal self nie. En dan hier rondom 15-16 Maart beweeg die stelsel so bietjie ooswaarts oor die meer sentrale dele, en ons kan ook sien die tropiese storms in die Indiese Oseaan is besig om verder weg te beweeg. Rondom 18 Maart is daar weer 'n nuwe stelsel of nuwe vog wat afkom oor Namibië, die sentrale noordelike dele van die Noord-Kaap en ook hier meer oor die sentrale dele van die land. Die hoogdrukstelsel waar daar nie wolke is nie, kan ons duidelik sien oor die noordelike dele van die land, Zimbabwe, Botswana en selfs Zambië, maar om hierdie hoogdruk sien ons dat daar 'n tropiese vog suidweswaarts en dan suid en suidooswaarts afbeweeg. Rondom 20 Maart sien ons dat heelwat reën verwag word oor byna, kom ons sê, die hele suidelike helfte van die land, as ook Namibië, goeie kans vir reën. Maar daarna begin dit opklaar en lyk dit nie of daar veel reën gaan wees hier na 2 of 23 Maart nie. Kyk ons 'n bietjie na wat met die La Nina gebeur. Hierdie is die seeoppervlaktemperature van die verskillende Nino gebiede. Nino 4 is die naaste aan Australië en Nino 1 die onderste, die naaste aan Suid-Amerika. Die belangrike een is Nino 3.4, tweede van bo af, wat ongeveer in die middel tussen Suid-Amerika en Australië op die ewenaar is. En ons kan sien dat Nino 3.4 tans presies op die langtermyn gemiddelde temperature is, so in 'n neutrale fase. Die Nino gebiede nader aan Suid-Amerika, die onderste twee, het begin verwarm oor 'n redelike groot gebied, maar ons verwag nie dat dit El Nino vlakke gaan bereik in die volgende tyd nie, en meer rondom neutraal of naby die normaal gaan wees. Reënvalverwagtinge, so hierdie is vir die April, Mei, Junie gedeelte, en dit neem die, kom ons sê, die meer neutrale toestande van die Nino gebiede in ag, en ons kan duidelik sien dat die grootste deel van Suidelike Afrika kan ondergemiddelde reën verwag April, Mei, Junie se kant. Daar kan 'n bietjie reën nog voorkom oor die verre westelike gedeeltes en Namibië, maar dit lyk asof boere maar so gou as moontlik hulle groenvoer moet inkry,
dat voordat daar droër toestande hier van laaste deel Maart, begin April gaan voorkom. So opsommend, verdere reën oor die westelike en suidelike binneland tot ongeveer hier by 22 Maart. En hierdie opvolg van reën, na die reën wat wel voorgekom het, gaan baie positief wees vir veldherstel. Seeoppervlaktemperature in die Niño-gebiede is besig om terug te keer na normaal, of selfs effens bo normaal, maar vir die volgende klompie maande verwag ons dat dit in 'n neutrale band gaan beweeg. 'n Redelike droë winter word verwag vir die grootste deel van die land en minimum temperature begin daal. En daar kan dalk voor die einde van Maart in die kouer gedeeltes hier in die Suid-Vrystaat, Oos-Kaap, in die laer liggende gedeeltes bietjie of ligte ryp voorkom, maar dit lyk nie asof daar swaar ryp gaan voorkom oor veral die somergraangebied voor ten minste die middel van April nie. So lekker boer en goed gaan. Baie dankie Johan, altyd interessant om na jou te luister. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word natuurlik moontlik gemaak deur Comdi Grain Trading. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrains.co.za vir ons nuutste verslae, meer inligting of ons nuutste video's. Julle is ook welkom om by ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ek sal al die skakels in die beskrywing onderaan sit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en skakel volgende week in wanneer ons weer die nuutste weerinligting met almal deel.